Ons tema vanmôre is die fundament en begrip van 'n goddelike salwing. Nou eerstens die fundament omdat dit die belangrikste is van alles. En dan natuurlik die begrip om vir ons 'n beter begrip te gee oor die salwing. En die rede hoekom u en ek hierdie salwing behoort te hê. Ek wil hê saam met lees uit 2 Korintiërs 1 vers 21 en 22. Hy sê, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus Jesus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee. My, is dit nie 'n voorreg om hierdie skrif te kan lees? God se salwing op ons is niks anders as sy afsondering en sy toerusting met die Heilige Gees om 'n spesifieke roeping of taak te kan vervul. In die Ou Testament is konings, profete en priesters met olie gesalf as tekens dat God hulle gekies en bemagtig het. In die Nuwe Testament word Jesus Christus as die gesalfde, self as die volmaakte voorbeeld gesalf met die Heilige Gees. En ons as gelowiges ontvang ook die salwing deur die Heilige Gees wat in ons woon, wat ons leer, wat ons lei en ons toerus om God se wil te kan doen. Die salwing bring krag. Dit bring wysheid, beskerming, genesing en die vermoë natuurlik om God se werk te kan doen. Nou kerk, sonder God se salwing sal ons nie die werk van die Here kan voltooi. Die salwing is God se Heilige Gees wat jou afsonder, vul en ook bemagtig, wat jou die krag gee vir dienswerk, beskerming teen die vyand, onderskeiding van waarheid as ook vreugde in God se teenwoordigheid. Sonder die salwing is die menslike werk net in eie krag. Met die salwing word dit God se krag deur jou. Die salwing van die Here kortliks opgesom is sy Gees wat jou vul en jou toerus om sy wil te kan doen deur sy krag en waarheid. Kan ek vir u sê vanmôre, daar is 'n bonatuurlike krag in die salwing van die Here. Met ander woorde, die salwing van God, as dit oor jou kom, sal jy ook in staat wees om mense aan te raak, kerk, en hulle sal genees word. Jy sal bekragtig wees. Jy sal in 'n plek instap en elke gees wat nie van God af is nie, sal moed gee pad. Dis die krag van salwing. Prys die Here, kom ons gee die Here 'n lof. Jy sal bekragtig en bemagtig wees deur dieselfde krag en dieselfde mag wat Jesus gehad het terwyl hy op die aarde geloop het. Die woord lieg nie. En die woord sê vir ons dat ons selfs meer wonders sal doen as wat Jesus gedoen het toe hy op die aarde was. Johannes 14 vers 12 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat beteken dit as ons sê groter werk? Jesus sê gelowiges, ons, kerk van die Here, u en ek, sal sy werke kan voordra. Met ander woorde, genesing, bevryding, evangelie verkondiging, elke wonderwerk wat Jesus op aarde gedoen het, sal u en ek ook kan doen. Nou, groter werke hier beteken nie noodwendig meer indrukwekkend as wat Jesus gedoen het, of in meer mag, of in meer krag wat Jesus gedoen het nie, maar is meer in omvang. Onthou, Jesus se bediening was beperk geweest tot in Israel, maar na die uitsondering van die Heilige Gees sou die evangelie oor die hele wêreld versprei word. Deur die kerk sou miljoene mense tot redding kom. Iets wat nie tydens Jesus se aardse bediening gebeur het. In ander woorde, ons is obviously langer as wat Jesus op die aarde was, is ons op die aarde. Ons is meer as wat Jesus was. Daarom sê hy groter werke, met ander woorde meer
werke. Met ander woorde, as daar disippels gemaak word van ons elkeen hier vanmôre en ons gaan uit in hierdie wêreld in, kan ons 'n groot verskil maak vir die koninkryk van God. Nou kan jy jouself die vraag vra, hoekom sou ek dan hierdie studie behoort te doen rondom die salwing van die Here? Dan wil ek vir u sê vanmôre, as jy 'n begeerte het om effektief deur God gebruik te word, kerk, sal jy verseker hierdie studie doen. Dink 'n bietjie daaraan. As jy hierdie kragtige salwing van God oor jou lewe het, en dit beteken niks anders as Jesus in jou nie, dink bietjie hoeveel jy kan bereik in hierdie lewe. En ek praat van elke vlak en elke gebied in jou lewe. Maar ons moet ook onthou dat wanneer jy 'n besluit neem om God se plan vir jou lewe te vervul, die duiwel al die mag van die hel teen jou sal oproep. Daarom sê ek vir u vanmôre, hierdie is 'n tema, hierdie is kennis, kerk, dit is informasie wat ons nodig het om te hoor. En daarom sê ek vir u vanmôre, die vyand is glad nie happy met hierdie boodskap nie. Want as ons vanmôre kan inkoop in hierdie en kan verstaan wat die salwing van God vir u en vir my beteken, maar, hulle gaan hardloop. Hulle gaan hardloop. Hoor wat ek vir u sê vanmôre. Die salwing van God is nie sommer net 'n windjie wat oor jou waai. Ons behoort verseker te weet dat die salwing die vyand sal lok en ons is geen pasmaat vir hierdie gedigte vyand nie. So moenie dink die duiwel is jou speelmaatjie. Met ander woorde, in jouself sal jy nie die vyand kan oorwin nie, maar met Christus Jesus sal jy dit kan doen. Die salwing van die Heilige Gees is 'n voorvereiste vir almal wat vandag groot werke vir die Here wil doen. Kan jy onthou toe die Gees van God oor die disippels gekom het, of voor Jesus hulle verlaat het, het hy vir hulle gesê, moet nie uitgaan totdat julle gevul is met die Gees. Hoekom? Want jy kan nie in die wêreld ingaan sonder die Gees nie. Jy kan nie die vyand teëstaan sonder die Gees nie. Daarom is dit belangrik dat ons as gelowiges verstaan wat beteken dit en wat behels hierdie salwing van die Here. Nou Lukas 4 vers 18 en 19 sê die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hier praat hy nie noodwendig net van arme mense wat verarm is, wat nie blyplek met die kos het nie, arm in die gees. Dis waarvan die woord hier ook praat. Hy sê, hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kom. Kan jy sien hoe word ons bekragtig deur die salwing van God? En ons kyk bietjie na die bron van hierdie salwing. Die salwing van God kan slegs deur die Gees van God vrygestel word. Die salwing het sy oorsprong by Jesus, want hy is die gesalfde. Hy is die bron van die salfolie. Die naam Christus kom van die Griekse woord Christos, wat gesalfde beteken. Die betekenis daarvan is dieselfde as die Hebreëse woord Messias. Beide van hierdie woorde beteken gesalfde. Die salwing op jou lewe sal altyd van Jesus getuig en sal jou laat bedien, spreek en bid altyd in die naam van Jesus Christus. Johannes 15 vers 26 sê vir ons dit mooi. Maar as die Trooster gekom het, wat die Heilige Gees is, wat ek vir julle deur die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Met ander woorde, as jy gevul is met die Gees, sal jy altyd oor Jesus getuig. Jy sal altyd praat oor Jesus Christus. Die doop van die Heilige Gees wil ek oor gesels vanmôre. Wanneer mense genees en vrygemaak word, is dit nie die werk van mense nie. Ek gee nie om hoe goeie chirurg of hoe goeie dokter jy is. As dit nie deur die genade van God kom
en deur die werking van die Heilige Gees, dan is dit nie van jou af nie. Verstaan dit mooi. Daarom sê die woord, ons is nie veronderstel om in onsself te roem. Die salwing stel die krag van die Heilige Gees vry, wat gelowiges deur die Gees bemagtig om die waarheid te ken en die werke van Jesus te verrig. Met ander woorde, hierdie verwysing na God se daad van salwing van individuele gelowiges bevestig dat beide Christus en Christene met dieselfde Gees gesalf is. Dan gaan dit weer sê, het dit nie gehoor nie. Beide Christus en elke Christen, elke gelowige van ons is gesalf met dieselfde as wat Jesus gesalf is. Daar is geen verskil nie. Die Heilige Gees wat op Jesus neergedaal het, is dieselfde Heilige Gees wat op u en ek neerdaal. Daarom sê die woord dat ons kan presies dieselfde dade en wonderwerke doen wat Jesus gedoen het. Die salwing, die doop van die Heilige Gees en tale is elkeen sin. Met ander woorde, dis basies een en dieselfde ding. Die salwing is iets wat baie persoonlik is. Elke gelowige moet deur die Heilige Gees vervul word, sodat hulle gesalf kan word om jou goddelike doel te kan vervul. Kan ek vir u sê vanmôre, jy is nie hier, kerk, om net 'n stoel warm te sit nie. Jy is hier om jou goddelike doel, jou goddelike plig in sy wil en in sy plan vir jou roeping of jou lewe te vervul. God salf mense sodat hulle ander se lewens kan aanraak. Daarom sê ons gaan uit in die wêreld. Ons is anders as die wêreld. En ons gaan uit om 'n verskil te maak, om mense aan te raak, om vir die koninkryk van God mense te werf. God salf mense met 'n bonatuurlike krag. Christene is nie in staat om God se wil vir hulle lewens te vervul sonder hierdie salwing. Hulle sal nooit hulle God gegeewe mandaat met wêreldse kwalifikasies, volwassenheid of wysheid kan vervul nie. Kerk, ek wil vir u sê vanmôre, ek gee nie om of jy hierdie Bybel van A tot Z vir my kan opsê vanmôre. Sonder die Gees beteken dit niks. Sonder die salwing van die Here beteken dit absoluut niks. Volwassenheid en kwalifikasies en wysheid gaan vir jou niks help sonder die Gees nie. Elke wedergebore gelowige moet in die Heilige Gees gedoop word. Hoor mooi wat ek sê vanmôre. Moet in die Heilige Gees gedoop word. Dit is 'n oordrag van God se krag op elkeen van ons se lewens wat ons in staat stel om in die bonatuurlike te kan funksioneer. Dis uiters noodsaaklik, veral in vandag se lewe. Dit is hierdie krag wat binne in ons is, wat ons in staat stel om die mag van Satan te kan verslaan en te weerstaan. Want in jou eie menslike krag sal jy dit nie kan doen nie. Kerk, ons kan nie die vyand in ons eie krag verslaan nie, en ons kan nie in ons eie krag eens groei nie. Jy kan nie afstand tussen jouself en die vyand plaas sonder die krag van die Gees van God wat binne in jou is. Ons het die Gees nodig op elke moontlike gebied in ons lewe. Elke dag, elke nag. Without the Spirit of God, you are an open target to the enemy. Die doop in die Heilige Gees is 'n aparte gawe van verlossing. Nou baie van ons weet dit nie. Baie van ons verstaan dit nie. Ek wil vir u sê vanmôre, onthou die woord van God sê, die oomblik wat jy jou hart vir die Here gee, kom die Gees en hy kom maak woning in jou hart. Met ander woorde, elkeen van ons het die Gees binne in ons. Maar dit beteken nie jy is gedoop in die Heilige Gees. Daar's 'n groot verskil. En ek het hierdie man, ek weet nie wat om dit te noem nie, kerk. Ons moet regtig waar hierdie begeerte begin ontwikkel om gedoop te word met die Heilige Gees. Want dit is belangrik. En as jy nie gedoop is met die Heilige Gees nie, kan jy nie die werke doen wat God vir jou
'n storie. Dit wat God vir jou beplan het, dit wat God vir jou wil, kan jy nie doen nie. Handelinge 10 vers 38 sê met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen, en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Dink bietjie daaraan, Jesus self het die Gees nodig gehad. Jesus self kon nie begin bedien voordat hy nie die Gees ontvang het. Hoeveel te meer het u en ek nie die Gees nodig? Die doel van die doop in die Heilige Gees is om ons as gelowiges te bemagtig vir Christelike diens, wat ons in staat stel om 'n lewe van oorwinning oor die vyand te kan lei. Ons moet verstaan dat daar 'n verskil is en dat die Heilige Gees wel aktief in jou redding is. Onthou, die dag toe jou hart vir die Here gegee het jy tot redding gekom. Die Gees het in jou hart kom woon, maar die doop van die Heilige Gees is totaal en apart. Dis 'n aparte gawe, wat nie dieselfde is as jou redding nie. Wat sê ek nou vir u, as mense wat hulle lewe lang deurgaan en nooit met die Heilige Gees gedoop was, maar elke Sondag in die kerk sit. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, elke wedergebore persoon besit die Gees, het die Gees in hulle harte. Hulle word in die Gees gebore en het reeds die Heilige Gees deur wedergeboorte ontvang. Maar die dimensie van krag, met ander woorde die fisiese en geestelike krag van God, wat hy vir sy kinders wil hê, kan egter net bereik word deur die doping van die Heilige Gees. En ek vanoggend vir julle sê, dat het God se wil is, dat elke Christen gelowige in die Heilige Gees gedoop word, en dat hulle in tale kan spreek. My. Nou gaan jy vir my sê, maar dis dan 'n gawe, dis die Heilige Gees kies. My broer en my suster, elke een van ons wat hier sit, is veronderstel om in tale te kan spreek. Dis nie net vir my nie, dis nie net vir jou nie, dis vir almal van ons. Dit is die doping van die Heilige Gees. Nou raak ek maar stil in die kerk vanmôre. Johannes 20 vers 22 sê, nadat hy het gesê, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Die doop in die Heilige Gees gee ons dieselfde moontlikhede van verhouding. Luister mooi, dieselfde moontlikhede van verhouding met die Vader en dieselfde krag in die bediening as wat Jesus op aarde gehad het. Hierdie krag onderskei God se mense van elkeen anders. Dit maak ons meer as oorwinnaars deur Christus Jesus. In die kerk van vandag vind ons baie mense wat nie in die Heilige Gees gedoop is nie en wat opreg glo dat dit nie nodig is nie. Daar's soveel mense wat sê ja, maar is nie nodig dat ek in tale spreek nie. Dis nie nodig dat ek gedoop word met die Heilige Gees nie. Daar is die pastoor se job. Nee. Elke een van ons behoort gedoop te wees met die Heilige Gees. Die woord van God leer ons dat die doop in die Heilige Gees die bediening vooraf gaan. Met ander woorde, voor ek iemand kan bedien, moet ek gedoop wees in die Heilige Gees. En nou praat ek nie net van 'n pastoor of 'n dominee of 'n prediker in die kerk. As u dink dat hierdie alleen is 'n bediening, as u dink aan die bediening of aan 'n bediening vir Christus, moenie die gedagte kry dat dis agter 'n pulpit nie of agter 'n kansel nie. Nee, jou bediening is dalk by skool, is dalk by jou werk. Dit maak nie saak waar dit is nie. Dis steeds 'n bediening. Jy moet in die bediening staan vir Christus, waar ook al jy is. Al bedien jy as pa,
jou vrou en jou kinders. Dis 'n bediening. Nie dink, omdat jy nie 'n preekstoel ontvang het van God, dat jy nie nodig het om in die bediening te staan nie. Elke een van ons het 'n roeping, of 'n bediening. Jou bediening kan enige ander plek wees. Maak nie saak waar dit is nie. Daar waar jy like om heen te gaan. Selfs daar in die parkeerarea, by die skool, wanneer jy jou kinders aflaai, kan jy die woord van God bedien. En ek sê nou nie hardloop na elke kar toe en begin oor die Here te praat nie. Jy verstaan wat ek probeer sê. Wanneer die Heilige Gees op jou hart werk en jy net aan iemand toe stap en dalk net vir hom sê, weet jy wat, ek wil net vir jou sê, die Here het nie van jou vergeet nie. Kan 'n groot verskil maak. Dan bedien jy mense met die liefde van Jesus Christus. Maar is daar ook baie van diegene wat jare gelede vervul is en nie glo dat dit nodig is om voortdurend vervul te word. Die woord leer ons dat ons vervul en voortdurend vervul moet word met die Gees. Die doop van die Heilige Gees is gegee om gewone gelowiges te bemagtig vir bonatuurlike vermoëns en om die kerk toe te rus met hierdie geestelike gawes en bedieninge. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Met ander woorde, wanneer ons die Heilige Gees ontvang ons hierdie dinamiese krag om vrees te kan oorkom. Ons kan nie vrees op ons eie oorkom nie, want dit is 'n demoniese mag wat ons in vrees van slawerny probeer hou. Satan probeer ons deur vrees te beïnvloed en ook te beheer. Baie van ons vrees oor môre en die onbekende dinge wat dit verteenwoordig, maar God se dinamiese krag, sy salwing kerk, gee ons die versekering dat ons 'n goeie en veilige toekoms het. Daarom sê ek vir jou hoeveel keer, dit maak nie saak wat jy hoor op die nuus nie man, ek gee nie om hoe vrot die parlement is, of die regerende party is nie, of hoe vrot hierdie wêreldorde is waarmee hulle besig is, of hoeveel oorloë daar is, of hoeveel haat, of hoeveel moord daar is nie. Ek sê vir u vanmôre, in Christus Jesus is jy meer as 'n oorwinnaar. Kan ons die Here loof en prys vanmôre. Efesiërs 3 vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, sê die woord. Ons kan dinamiese krag ontvang deur hierdie salwing om ons toekoms te vorm en ons kan onsself ver buite die fisiese riem projekteer. Kerk, hierdie dinamiese krag maak jou drome 'n werklikheid en maak die onmoontlike moontlik. Ek wil dit onderstreep vanmôre dat die salwing vir elke gelowige in Christus is. Die salwing is nie beperk tot 'n uitgesoekte en sekere groep gelowiges nie. Die salwing is vir almal en tot almal se beskikking. Soek die aangesig van God. Moenie ophou die kerk. Bly by die Here dat hy jou sal salf, dat hy jou sal doop met die Heilige Gees, sodat jy kan bekragtig word in Christus Jesus. Joël 2:28 en 29 sê, daarna sal ek my gees uitgiet, en ek wil net baie mooi luister hierso. Daarom hier beaam die woord, dat dit nie net vir sekere uitgesoekte mense is nie. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense drome droom, julle jongelinge sal gesigte sien, en ook op die diensknegte en die diensmaagde, en sal ek in die dae my gees uitgiet. Almal, elke een van ons het hierdie voorreg. Die Heilige Gees is uitgestort op elke vlees.
Elke gelowige is gesalf vir die bediening. Mans en vrouens is gesalf vir die bediening. Oud en jonk is gesalf vir die bediening. Ryk en arm is gesalf vir die bediening. Beide slaaf en vryman is gesalf vir die bediening. Alle rasse is gesalf vir die bediening. Selfs Jonas wat in jou tuin werk, kan gesalf word vir die bediening. Kom ons kyk 'n bietjie na die eienskappe van die salwing. Die salwing is 'n baie uiteenlopende aspek en het baie voorbeelde, toepassings en eienskappe. Ons moet onthou dat die salwing die eienskappe, vermoëns en die aard van God self verteenwoordig. Wow, dink bietjie daaraan. Dit verteenwoordig God homself. Daarom is die salwings iets bitter kosbaar, kerk, en kragtigs. En ons moet passievol meer van hierdie salwing nastreef, sodat ons meer soos hy kan word, deur na sy beeld en gelykenis verander te word. Ek wil vir u sê vanmôre, om net hier te sit elke Sondag en die woord te luister. Ja, dis wonderlik om die woord te vat en te gaan probeer 'n beter mens wees. Is belangrik, ja, maar kerk, as jy nie op die knieë deurgaan en tot die Here smeek en sê, Here, I need a fresh anointing. Here, ek soek vanmôre 'n nuwe salwing van u af. Ek bid vanmôre dat die Gees van God my sal deurtrek, my sal doop met 'n vars anointing. Gaan jy dit nie ontvang? Jy sal leeg rondloop die res van jou lewe. Jy sal nie daai ervaring hê van goddelike krag wat in jou lewe manifesteer. Ons moet dit soek. Bewys dat iemand met die Heilige Gees gesalf is 'n toenemende begeerte na geestelike dinge. Maar 'n begeerte om ander te help en meer van die vrug van die Gees te vertoon. En die salwing getuig van niemand anders as die koning van die konings. Die salwing getuig van Jesus Christus. Prys die Here. Johannes 15:26 sê, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sê ek weer, sal hy van my getuig. Die salwing op jou lewe sal altyd van Jesus getuig. Altyd. Die salwing is wat jou sal bedien. Wat jou sal laat spreek en bid in die naam van Jesus. En die ware toets van salwing is waar Jesus verheerlik word in enige byeenkoms of bedieningsgeleentheid. Ons moet onsself altyd afvra wie die eer ontvang. Ons moet altyd onthou dat die salwing die vyand ook lok en die duiwel sal altyd probeer om diegene wat in die krag van die Gees opereer te betrek en teen te staan. Veral wanneer hy sien dat mense gered en vrygemaak word. Paulus het deurgangs deur in sy bediening ervaar dat die vyand nie belangstel in kerkbyeenkomste wat nie die potensiaal of die mag het om mense se lewens te verander. Demoniese opposisie het 'n menslike gesig. Want die duiwel sal altyd mense gebruik wat gewillig en beskikbaar is om sy bose planne uit te voer. Die salwing is ook oordraagbaar. Dit beteken in enige term dat dit verwys kan word na 'n bonatuurlike oordrag van die krag van God aan die mens, wat dan die vermoë het om die salwing aan ander oor te dra. Met ander woorde, dit kan net deur een persoon ook oorgedra word. Een persoon neem om die salwing te ontvang en ook dan oor te dra tot iemand anders. Baie mense in die Nuwe Testament is met die Heilige Gees vervul nadat daar hande op hulle gelê is. Met ander woorde, ons moet inskakel by hierdie gesalfdes. Daar's baie ander voorbeelde van oordrag van die salwing in die Bybel. Elisa het 'n dubbele porsie van die salwing ontvang wat op Elia was. Paulus, God verrig spesiale wonderwerke deur middel van 'n salwing op hom.
Paulus se salwing is oorgedra van sakdoeke en voorskote wat op mense gelê is. Maar, wil jy nie so kragtige salwing oor jou hê, dat wanneer ek my sakdoek vir jou gee, dat jy aangeraak word deur die Heilige Gees nie? Is dit nie 'n begeerte wat ons behoort te hê in die kerk? Paulus sit in die tronk, en 'n voorskoot word oor iemand gegooi, en die Gees looi vir hom. Die Gees werk met hom. Is dit nie amazing? Salwing is oordraagbaar. Hy sê self dat bose geeste uit hierdie mense uitgegaan het, net deur hierdie sakdoek oor hulle neer te sit, of net oor hierdie voorskoot oor hulle gegooi. Selfs die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, wat hierdie skare gedruk het en genoeg geloof gehad het en vir haarself gesê het, as ek maar net aan die Here se klere kan raak. Hoekom? Want sy salwing is soveel so, dat die oomblik toe sy aan daai kledingstuk raak en hierdie salwing oor haar kom, is sy onmiddellik genees. Ek wil vir julle sê vanmôre kerk, as elkeen van ons, wat hier sit vanmôre, en ons is net 'n handjie vol, as elkeen van ons vanmôre hierdie kragtige salwing in Christus Jesus kan ontvang, deur die Heilige Gees, gaan jy 'n dinamiese instrument in die hand van die Here wees. Jy sal die uitstap en jy sal 'n verskil maak wat jy nooit gedink het jy sal kan maak. Dis wat ons moet nastreef, dis wat ons behoort te hê. Want dit is vir ons gegee, dis vir ons beskore. Maar dan is dit ook hartseer om te weet dat hierdie salwing ook verlore kan gaan. Ons is gesalf vir 'n spesifieke doel en is dus verantwoordelik vir ons salwing. En God vereis dat ons gehoorsaam is in die taak waarvoor ons gesalf is en om dit te vervul. Lucifer was gesalf om die aanbidding tot God te rig, maar hy het sy salwing verloor as gevolg van sy rebellie. En dit staan in Esegiel 28 vers 14. Jy was 'n geere met uitgespreide vlerke wat beskik, en ek het jou gestel op 'n heilige berg, 'n God in klein lettertjie was jy. Jy het gewandel tussen die vurige gesteentes. Ons kyk na Samson. Samson is gesalf om die vyande van God se volk te vernietig. U ken die verhaal van Samson. Bonatuurlike krag. Bonatuurlike krag het hy gehad. Het homself vasgebind met kettinge. En as daai Delilah vir hom sê, Samson, die Filistyne is op jou, het hy daai kettinge losgebreek. Bonatuurlike salwing, krag van God, wat op daai man se lewe was. En hy het verloor. Hy het verloor, omdat hy hierdie geheim wat God vir hom gegee het, aan daai Delilah vertel het. Hy het verloor. En die heel laaste op sy lewe, die laaste dag van sy lewe, het hy tot God gebuig en gesê, Here, gee my net nog hierdie laaste krag. En jy kan onthou, het hy daai pilare gevat en in mekaar getrek. Watter mens sal dit kan doen? Ek gee nie om hoeveel strongman kompetisies jy in die lewe gewen het nie. Geen mens kan dit doen, as dit nie onder die salwing en krag van God is. Rigter 16:20 sê, toe sê sy, die Filistyne is op jou, Samson. En toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan, soos die vorige kere, en my los ruk, want hy het nie geweet, dat die Here van hom afgewyk het. Koning Saul is as koning van Israel gesalf, maar hy het sy salwing verloor, omdat hy na die stem van die mens geluister het, en nie gehoorsaam was aan die stem van die Here. Kan jy sien vanmôre, dat hierdie salwing kerk, kan ons alleen bekom, as ons in lyn is met God se woord. Jy kom het weet, daar's 'n voorwaarde, kom in lyn met God se woord, raak ontslaaf van die dinge, wat 'n muur bou tussen jou en God. Dit moet oop wees, tussen jou en die Here. Jy moet 'n oop kanaal hê, tussen jou en God. En jy moet dit so hou. Doen wat die Here van jou vra, doen wat die Here van jou verwag.
Jy sal die salwing ontvang, en jy sal dit nie verloor nie. Ons sien, dat jy kan dit verloor. En as baie mense, wat het gehad het, wat het al verloor het. 1 Samuel 16:14 sê, maar die gees van die Here het van Saul gewyk, en 'n bose gees, gestuur deur die Here om hom te verskrik. Nou kom ons kyk bietjie na die doel van die salwing in die Ou Testamentiese tyd. Het die salwing op mense gekom om 'n spesifieke taak deur hulle te volbring. In die Nuwe Testamentiese era het die salwing van die Heilige Gees gekom om permanent woning te maak in elkeen van ons harte. Elke gelowige het hom ontvang. Die doel van hierdie salwing is om liefde en verlossing aan ander te kan bedien. Die Heilige Gees salf gelowiges om ten volle die siekes, die armes, die onderdruktes, die besetenes, asook die depressiewes te kan bedien. Die salwing vernietig bande. Nou hoor nou mooi, hoor 'n bietjie mooi hierso. Wat doen die salwing alles? Die salwing vernietig bande. Die salwing op jou lewe is 'n jukvernietiger. Met ander woorde, as die salwing van die Here op jou lewe rus, sal jy mense aanraak sonder om 'n woord te spreek en hulle sal genees word. Jy sal in 'n plek instap, soos ek vroeër gesê het, elke gees wat van God af is, die sal pad gee. Jy sal 'n kragtige en bonatuurlike dade kan verrig in Christus Jesus onder hierdie salwing van God. Daarom is dit vir die vyand van kardinale belang dat ons nie gedoop word met die Heilige Gees. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou te distrek daarvan. Hy sal selfs hierdie oggend gebruik om jou gedagtes te laat gaan, dat jy nie begrip kan kry oor hierdie fondament wat jy nodig het in jou lewe. Hy sal alles doen om hierdie salwing van jou te steel. En dit ook deur omstandighede van jou lewe. Wil dit nie toelaat die kerk. Hoekom wil hy nie hê ek en u moet hierdie salwing ontvang of behou nie? Want dan weet hy het nie meer te doen. Maar, hy het nie meer te doen met Chris Joubert nie. Hy het nou te doen met die God, die Alpha en die Omega. Hy het te doen met die Creator. Hy het te doen met die Here van die leerskare. Hy het nie meer te doen met my nie. Hy kan my teenstaan, maar die God wat in my is, kan nie teengestaan word hierop. Prys die Here. Nie hy of sy demone kan teen God opstaan. Loof sy heilige naam. Prys die Here. Daar's 'n bonatuurlike krag vir u en vir my in hierdie salwing. Jesaja 10:27 sê vir ons, en in die dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek. En die juk sal tot nie raak van hierdie vettigheid. As ek maar net genoeg tyd gehad het vanmôre om regtig waar in diepte in hierdie kragtige doel van die salwing te wil ingaan. Maar ek wil vinnig vir julle 'n paar van die doelwitte gee. Hoekom ons tot God moet pleit vir sy salwing, as ook vir 'n fresh anointing elke dag van my lewe. Want ons gaan weer sê, die salwing vernietig bande. Die salwing help en vertroos. God se salwing gee rus. Die salwing verfris. Die salwing gee raad. Die salwing bedek jou ten alle tye. Die salwing verslaan depressie. Die salwing oorkom vrees. Die salwing vernietig die werke van die vyand. Die salwing gee geloof. Die salwing vorm karakter. Hy gee genade. Die salwing gee kennis. Die salwing gee rigting. Die salwing leer. Die salwing stel gesondheid en genesing vry. Die salwing skep 'n bonatuurlike omgewing. Die salwing bring eenheid. Die salwing het tekens en wonders verrig. En laastens bekragtig die salwing ons om bonatuurlik te kan funksioneer. Bonatuurlik. Nou hierdie 20 karakterfunksies, die kragtige karaktertrekke van die doel van die salwing. En ek graag vanmôre net hierdie 3 meer breedvoerig bespreek. Omdat dit is wat ons verskriklik kan help
in ons alledaagse lewe. Die salwing vernietig bande. Nou jy kan vanmôre hier sit en dalk vir my sê, jy kan nie dink aan enige bande wat vernietig behoort te word nie. Dan wil ek vir jy sê vanmôre, jy weet nie waar jou naam genoem word oor ons. Ek wil vir jy sê vanmôre, jy behoort in elke gebed tot God te sê, Here, ek sny af elke negatiewe woord gespreek teenoor my. Teenoor my werk, teenoor my finansies, teenoor my huwelik, teenoor my verhouding. Hoekom? Want as mense daar buite wat geen beheer het oor die tong. As mense daar buite wat dink daar's niks fout daarmee om iets uit te laat wat hy nie besef krag dra. En dit is hoekom die salwing so belangrik is in ons lewe, want dit vernietig bande. Dit breek kettinge en dit maak jou vry. Vandag loop te veel mense rond met laste en bagasie wat hulle swaar kry en wat hulle Christelike wandel beperk. Hoekom? Want jy fokus weer op dit. Jy trek swaar. Wat gebeur? Fokus op die swaar kry. Ek wil vir sê vanmôre die salwing van God sal hierdie swaar kry omsit in iets wat jy nooit sou kon gedink het. Jesus moedig ons aan in die woord om sy juk op te neem, want dit is lig. Jesus het gekom kerk sodat ons vry kan wees en nie gebonde hoef te wees aan laste nie. Ons kan die olie van die Heilige Gees amper vergelyk met die olie van 'n engine of 'n masjien wat sal verseker dat alle dele gesmeer is en glad sal werk sonder enige klop of geraas. Die salwing stel jou bonatuurlik in staat om bande in jou lewe te breek of los te maak. Elke een wat 'n besluit vir die Here neem of sy hart vir die Here gee, kom met allerhande bande wat deur verskeie middele in die lewens geplaas is. Sonder dat jy eers daarvan weet. Maar ek wil vir jy sê vanmôre, ek het goeie nuus. Die salwing maak jou vry. Die salwing maak jou los van hierdie bande. Wees verseker ook, en ek sê dit weer vir u, dat die vyand baie bagasie bring. Maar dank God dat Jesus bring vryheid en hy bring lewe. Kerk, Jesus het gekom om ons vry te maak en elke een van ons 'n oorvloedige lewe te kan gee. Ons leef en funksioneer onder God se bonatuurlike geestelike krag. Daarom moet ons as God se uitverkore volk nie ly aan stres, uitbranding, depressie en onderdrukking as gevolg van die salwing wat die juk van die vyand vernietig. Moet jou nie self oorlaai, wil ek ook vir jy sê, met ander se laste, of hulle stryd, en jy verdrink self in jou eie. God gee jou die genade om jou eie stryd te stryd. Kom ons wees eerlik, jy kan nie almal se probleme uitsort in die lewe. Jy kan nie almal help in hierdie lewe. Leer eerder ander hoe om te bid en aan die geestelike oorlogvoering deel te neem, maar maak seker dat hulle dinge vir hulle self begin doen. Nommer 2 wat ek graag wil praat, is die salwing van God oorwin depressie. Nou kyk, ek het al die jare van my lewe, ek gesê, dis soos Valentine's Day. Wanneer het dit begin? Wie het aan dit gedink? Maar anyway, depressie, vir my, het ek nooit gesê, soos ek altyd gesê, hoe kan dit 'n siekte wees? Waar kom dit vandaan? Waar het ontstaan?
Wie het dit hierdie naam gegee? Hoekom ly mense aan depressie? Om watter rede? Waar is die oorsprong van hierdie depressie? Depressie is 'n ernstige aanhoudende gemoedstoornis wat 'n mens se denke, gevoel en gedrag negatief beïnvloed. Dit gaan verder as net hartseer wees. Dit raak dikwels jou liggaamlike gesondheid, verhoudings en vermoë om normaal te funksioneer. Depressie steel 'n mens se vrede. Daarom is dit nie van God af. Daarom kan jy dit weerstaan deur die salwing van God. En dis al wie dit kan doen, kerk. Dis al wie depressie gaan oorwin. Is deur God se krag. Dit steel jou energie. Dit steel jou hoop. Dit beïnvloed jou hele liggaam, jou denke, jou emosies. As ook jou verhoudings. Dit beperk jou vermoë om voluit te kan leef. Dit kan gevaarlik wees as dit nie aangespreek word. Veel mense is daar nie wat aan hulle eie lewens geneem het. En gewoonlik skryf hulle 'n brief voordat hulle dit doen. En as jy gewoonlik net 'n bietjie gaan terugdink, sou jy die tekens gesien het. Maar omdat ons dink dat dit sal nie gebeur met mense naby ons of om ons toe, kan ek vir u sê vanmôre, depressie is 'n werklikheid. Maar ek wil ook vir u sê, is nie van die Here af. Dis van die vyand af. Mense wat aan depressie ly, ervaar gevoelens van uiterste hartseer, neerslagtigheid en hopeloosheid. Hulle sukkel partymal om te konsentreer, te slaap, en die afname in hulle funksionele vermoë. Depressie is 'n emosionele toestand wat gekenmerk word deur moedeloosheid en die gevoel van ontoereikening. Die mees algemene oorsaak van depressie is stres. Die lewe is gevul met hierdie dringende probleme, teleurstellings en tragedies wat stresvol is en 'n groeiende gevoel van hopeloosheid by die mens begin skep. En as hy vir jou vat, dan vat hy vir jou. Kan ek vir u sê vanmôre, daar is seker niks in hierdie lewe wat 'n man so vat, soos as jy op 'n plek of 'n punt kom, waar jy nie vir jou huis kan sorg. Waar jy nie behoorlik kos op die tafel kan sit. Waar jy alles in jou vermoë doen en probeer om dit te kan doen. Maar jy kom nie reg. Maak dit van my dat ek vergete is van God? Nee. Maar seker niks so erg vir 'n ma wat die vir haar kinders kan sorg. En ek weet waarvan ek praat. Ons het die naweek daaroor gepraat. God sal my nie in hierdie posisie gesit het as ek nie geweet het om empatie te hê met hierdie klas van julle. Ek was 'n jong seun gewees. En ek gaan nie vir u hierdie sê om my ma sleg te maak. Ek weet wat dit is om swaar te kry. Ek was 'n jong seun. Toe sê my ma vir my kind, ek kan nie meer vir jou sorg. Ek weet wat dit is om honger te gaan slaap. Sy het my 'n briefie in my hand gestop. Ek sal dit nooit vergeet. En ek moes van deur tot deur loop in daai dorp. En klop in die deur. En as die tannie die deur oopmaak, dan gee ek vir haar die briefie. En op daai briefie staan dat ek kan nie meer vir die kind sorg nie. As jy plek het vir hom, sal jy hom inneem. Ek het by die eerste deur gekom en die briefie is my teruggegee. Ek het maar weer uitgeloop by die hek. Paar huise aangestap, weer geklop. Totdat Maria Hunter die deur oopgemaak, die briefie gelees het
my styf teen haar vasgedruk en het gesê, kom in my seun. En ek sal nie vergeet nie, ek het die middag in die sitkamer gesit en toe die oom van die werk afkom, toe vra hy, en nou die kind, waar kom hy vandaan? Wie se kind is dit? Die tannie sê, dit is nou ons kind. Hierdie klas van ding, is nie veronderstelling om dat te kyk. Is dit maklik? Nee. Ek dink dit was moeiliker vir my ma as dit vir my was. Want ek weet sy was lief vir my. Maar as jy nie kan, dan kan jy nie. En ek dank die Here, dat die Here mens deurtrek en deurdra. Dat jy vandag wat terugdink, terugkyk, jy kan weet, dat alles wat ek het, is net geleef. En alles wat ek is net genade. Ek staan nie vanmôre hier voor u as 'n suksesvolle sakeman, omdat ek goed is, maar omdat God goed is. Omdat God goed is. Prys hom. Nou kerk, koning Dawid is seker heel waarskynlik die beste voorbeeld in die Bybel van iemand met meer depressie as enige ander Bybelkarakter gehad. Een van Satan se grootste leuns, wil ek vir u sê, is om seker te maak dat jy glo dat daar geen hoop meer is. En dit gebeur gewoonlik by mense wat ly aan depressie. En dit is nie waar. Ek wil sê, dit is altyd hoop. Ons hoop is in Christus Jesus. As jy wil hoop op die wêreldkerk, gaan jy faal. Ons moet hoop in Christus Jesus. Daar is altyd hoop in Christus Jesus. Daar is geen hopelose situasie as dit kom by die Here. Die Heilige Gees het gelowiges die kragtige gebedstaal gegee, wat hulle as 'n wapen teen die liste van die vyand kan gebruik. En dit is wat ek vir julle wil sê vanmôre, om te bid in tale is 'n effektiewe geestelike oorlogvoering en sy bonatuurlike teenmiddel teen depressie. Amen. So as jy vanmôre hier sit en jy ly aan depressie, wil ek vir jy sê, bid tot God, dat hy jou sal doop met die Heilige Gees, en hierdie gemors sal van jou wegvlug. Kom ons stuur die Here op. Hierdie gemors sal van jou wegvlug. Want het kan nie staan onder die salwing van die Here. Kan nie sien hoe noodsaaklik is hierdie salwing vir u en vir my. Dit is bitter belangrik. En ek wil hê as ons hier uitgaan vandag, dat ons gaan moeite doen en tot God pleit, Here, raak jy ontslaaf van alles wat jy weet nie hoort in jou lewe nie. Want jy sal nooit die salwing ontvang, kerk, as jy steeds met die een voet in die wêreld staan nie. Jy gaan bid tot jy blou, pink en pers is. En as jy hierdie salwing verloor het, gaan jy dit ook nie terugkry, voordat jy nie weer in lyn kom met God se woord. Die derde punt wat ek graag wil bespreek is, die salwing vernietig die werke van die Satan. Ek kies hierdie punt omdat daar soveel verskillende, kerk dink bietjie, die verskeidenheid van werke van Satan in hierdie wêreld, wat jou teenkanting gee, left, right en center. God het Jesus gesalf om die werke van die duiwel te vernietig. En ons is ook gesalf en het daar dieselfde gesag deur Jesus Christus om presies dieselfde te kan doen. Daarom sê ek weer vir u, ek sê vir u, die duiwel is nie jou speelbaan, maar jy hoef hom nie bang te wees. Jy het nie nodig om bang te wees vir hom. Maak net seker, jy is reg vir hom. Dis die belangrikste. Jy dieselfde salwing ontvang as wat Jesus ontvang het. Of dieselfde salwing is daar vir jou om te ontvang as wat Jesus mee vervul is. Voorbeelde van hierdie werkinge van Satan is natuurlik ons gewoontes, emosionele siektes, sielsbande, in Engels sê hulle dit soul ties, julle moes al van dit gehoor het, tradisies, fisiese, liggaamlike siektes, finansiële druk,
voortydige dood en ook daaglikse sondes. You name it, en is daar. Werke van die Satan. Niks anders nie. As werke van God, en dan is daar werke van Satan. God hou nooit op werk. Hy is besig om in jou lewe te werk, soos wat jy hier sit vanmôre. Hy is besig om iets moois te vorm en te week binne in jou. Hy is besig om die mooiste pot van jou te vorm. Laat hom net toe, laat hom. Maar ek wil vir jy sê, die vyand werk ook baie hard. As daar nou een ouetjie is, wat nie 'n leiehaar op sy kop het nie, is hy. Hoekom? Want hy weet sy tyd is min. Hy weet sy tyd is min. Hy werk hard om mense in slawerny te hou en te verhoed dat hulle van die ewige dood gered word deur die liefdevolle verlosser en saligmaker Jesus Christus. Kerk van die Here, as jy bid met die Gees of bid in tale, verbind jy jou gees direk met God se gees. Daarom is dit so belangrik. En die rede hoekom baie Christene nie in tale bid nie, ek sal nooit vergeet nie. Jare terug, ek het my hart gegee vir die Here toe ek 21 jaar oud was. En ek het hom weer vir die Here gegee. Prys die Here. Want moenie dink dis 'n eenmalige ding nie, hoor. Ek het al baie weggedwaal en dinge gedoen wat ek nie moet doen nie. Maar ek het weer teruggekom na die Here. Dankie Here, dankie God dat ek nie die wegraping gemis het in daai tyd nie. Dat ek het gemaak het tot nou toe. Want ek wil vir u sê vanmôre, God is good. God is good all the time. Maar in elk geval, ou Tony Swanepoel was ons pastoor geweest. Hy het so een afvangertjie gehad. Man, daai man kom gepreek het goodness. Hy preek vir jou aan die brand. Ek het my hart vir die Here gegee in daai kerk. Dit was amazing. En hulle bring ons een aand binne in sy bidkamer en hy sê, vanaand gaan ons bid in die Heilige Gees vir julle vol. Ons gaan julle bid vanaand, dat julle almal gedoop word met die Heilige Gees. En nou staan ons almal daar, man, en hy staan hier voor my, en hy bid in tale, en hy sê vir my, just release and let go. Bid in tale. En weet jy wat? Ek sukkel om in tale te bid. Hoekom? Want die vyand sê vir my, jy gaan stupid klink. Dit wat jy gaan sê, gaan nie vir jou sin maak nie. Dit moet nie vir jou sin maak nie, kerk. Dis 'n taal wat jy spreek tot God se gees, uit jou gees uit direk. Dis 'n gebed wat jy nie verstaan nie, en dis 'n gebed wat die vyand ook nie verstaan nie. Moenie dink as jy eenvoudig galop bid, die duiwel kan jou nie hoor nie. Hy ken al wat 'n taal is. Daar's een taal waarin jy kan bid waar die vyand jou nie kan hoor nie. En dis wanneer jy in tale begin bid. Daar's baie mense wat het verloor het. Daar's baie mense wat het nog nooit gedoen het. En ek sê weer vir die vanmôre, om in tale te bid is nie net vir my nie, of net vir een ou in die gemeente nie. Nee, ons elke een behoort in tale te bid. Kan jy dink hoe dit geklink in daai Pentekos? Baie. As daar 100 mense in tale begin bid, sal hierdie siel lig, man. Dis wat ons behoort te doen. Ons kom nie tot op daai punt nie, wat ek voel, yes, wat ek nou uitlaat, ek verstaan nie eens wat ek sê nie. Hoe klink dit vir ander mense? Vergeet die mense om jou. As jy gedoop word deur die Heilige Gees, word jy gedoop deur die Heilige Gees. Ek wil vir jy sê vanmôre, maak nie saak hoe stoep dit vir jou klink nie. Maak nie saak hoe dom dit vir jou klink nie. Ek wil vir jy sê vanmôre, dit aktiveer 'n krag van die geheimenisse en die minne en die mysteries van God in sy hart en vir elkeen van sy kinders. Ek wil afsluit vanmôre met 1 Korintiërs 14 vers 2. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie.
maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar die Gees spreek hy verbonde. Kerk van die Here, ons het die salwing van God nodig in ons lewe. Ons moet die tyd uitkoop om tot God te roep en te pleit dat hy ons sal salf met 'n fresh anointing. Elke dag van jou lewe. Bid en roep tot God vir hierdie salwing oor jou lewe. Want as ons hierdie kragtige salwing van God ontvang, sal elke aanslag weerstaan kan word. Elke band sal verbreek kan word. Elke negatiewe gedagte wat ek hier bedink sal vlug. Die R10 wat ek in my bank oor het en daar's nog 2 weke oor, gaan my nie op my hare en my tande. Dit gaan nie maak dat ek nie weet wat om te doen nie. Want ek weet, ek vertrou op my God. Dis wat die salwing sal doen. Die salwing sal maak dat jy nie gebukkend gaan oor hierdie gemors. Bid en roep tot God vir jou salwing. Want as ons dit kan ontvang, kan elke pad verbreek word. Elke siekte kan genees word. Elke depressie leier kan opnuut weer opstaan en 'n rede sien om aan te gaan. Elke mag wat nie van God af is nie, sal vy soos mis voor die son. Kan ons tot God roep vanmôre? Kan ons by God pleit vanmôre vir 'n fresh anointing? Ook vir 'n anointing vir die wat nog nooit gedoop is met die Heilige Gees. Ons hoor vanmôre die woord van God. Ons besef vanmôre dat elke een van ons kan hierdie salwing ontvang. Dis nie net vir 'n prediker of 'n sekere groep mense nie. Dis vir alle vlees. Jonk en oud. Dis vir elkeen van ons. Vir elke wedergebore Christen. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg is om vanmôre hierdie woord te kan bedien. Ek wil vanmôre Esegiel 36 op elkeen van ons afbid, Here. Ek wil bid vanmôre, Here, soos die volk en vra, was my Here met skoon water, sodat ek sal rein wees. Halleluja. Dankie, Here, dat ek dit kan bid vanmôre. Ek wil bid vanmôre, Here, dat U die hart van klip sal uithaal uit die mens. Hart van vlees sal insit. Ek bid vanmôre, Here, dat U ons 'n nuwe gees sal gee. Dan ook, Here, dat U gees in ons sal plaas. Here, ek bid dit vanmôre en ek bly dit by U vanmôre. Ek bid, Vader, dat die mense wat hulle anointing verloor het, weer opnuut die salwing sal teruggee. Profesies het stil geraak. Tale het min geraak. Ek bid, Here, dat hierdie kerk aan die brand sal raak. Aan die brand gesteek sal word uit die altaar van God, sodat ons sal opstaan as kragtige en bemagtige kinders van God en weer in die bediening van God begin beweeg. Sodat ons 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Bid, Vader, dat alles wat 'n muur bou tussen my en God nou afgebreek sal word. Daarom is dit so belangrik dat ek die salwing ontvang, sodat elke band gebreek sal word. Here, help ons dat ons sal besef bitter nodig ons hierdie salwing het. Veral in tye waarin ons nou lewe. Ons het nodig, Here.
bid vanmôre, Here, dat U elkeen van ons opnuut sal doen in die Heilige Gees. Gees van God, ek bid en ek spreek dit vanmôre oor elkeen wat hier sit. Ook oor myself vanmôre, Here. Bid dat ons elkeen hierdie begeerte ontwikkel om in tale te kan spreek. Ek bid dat ons elkeen hierdie begeerte kan ontwikkel, Here, om opnuut gesalf te kan word deur die Heilige Gees. Gedoop te word deur die Heilige Gees. Gevul en vervul kan word deur die Heilige Gees. Halleluja. Here, ons almal, elkeen van ons het 'n roeping. Elkeen van ons het 'n bediening. Maar ons weet vanmôre, Here, hierdie roeping, hierdie bediening beteken niks sonder die salwing van God. Beteken niks. Ek kan nie eens my hande op iemand lê as ek nie die salwing van God oor my het. Waarom is dit so bitter belangrik, Here, in die naam van Jesus, dat die Gees van God ons sal vul, sal vorm. Halleluja. Dankie, Here. Al wat ek moet doen is ek moet release en God, hy is wonderful way. Hou op luister na die vyand, kerk. Hou op luister na die vyand oor wat mense van jou gedink. Die Heilige Gees sal nooit 'n bespotting maak van jou. Die Gees sal nooit 'n bespotting maak van iemand. Al wat ons moet doen is ons moet oorgee in die Gees van God. Oorgee in die Gees. Halleluja. Dankie, Jesus. Dankie vir die fresh anointing. Dankie dat ek kan bid oor elkeen van ons. Dat ons sal bekragtig en bemagtig word deur die salwing. Sodat ons hier sal uitstap, Here, as nuwe skepsels in Christus Jesus. Nie rein en skoon en gevul met die Gees van God. Halleluja. Halleluja. Dankie, Jesus. Dankie dat ek kan bid vanmôre. Dankie, Jesus. En dan wil jy sit, sê nie dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie vir dit wat U besig is om te doen in ons lewens. Dankie dat U nooit ophou werk nie, Here. Dat U op hierdie oomblik besig is, Here, om ons te formeer. Dat U is die pottebakker, Here. En ons is die klein. Ek bid, Here, dat ons elkeen die begeerte sal kry. Om te kan sê, Here, vorm my en maak my net soos U. Dankie, Here Jesus. Dankie vir die Gees. Dankie vanmôre, Here, vir 'n kragtige boodskap. Wat vir ons so bitter baie kan help. In elke aspek van ons lewens. Maak nie saak wat se situasie ons moet face nie. Ons weet vanmôre. Ons kan dit oorwin. In Christus Jesus. Ons kan dit oorwin, ons kan dit weerstaan, ons kan dit teenstaan met die Gees van God. Hierdie salwing, Here. Hierdie dooping van die Heilige Gees. Thank you, Jesus. Dankie vir die Gees. Dankie vir die Gees. Dat die Gees van God sal manifesteer in die kerk. Dat die Gees van God elkeen van ons sal weertrek. Ons sal volmaak, Here. Soveel so dat ons sal uitbol van die Gees.
napredikers van hierdie woord te wees. Dat ons hierdie woord vanmôre in ons harte sal bære. Dat ons hier sal uitstap, Here, en gaan werk maak daarvan. Kan terugkom met 'n groot getuienis van hoe die Gees van God my aangeraak het. Hoe my lewe verander het, hoe die Here vir my deure oopgemaak het, bande gebreek het, kettinge losgemaak het, omdat ek die salwing van God ervaar. Ek bid dit vir elke een van ons. En ek dank U, ek loof U, en ek prys U in Jesus. Amen. Amen. Prys U.